Goed, so vanaand in die profetiese skool praat ons oor, is jy gereed vir die geveg? So, ons gaan bietjie praat oor die wapenrusting, maar dit gaan oor die warfare, waarvoor die Here julle oprig om in te beweeg. Ons het die eerste week gehad, glo jy's geroep, dit ons gedoen, waarmee is jy swanger, en toe het ons Moses gedoen wat gesê, jy is geroep ten spyte van. Nou vandag gaan ons bietjie gesels oor, is jy reg vir die oorlog? Die Here vir my dit gee, dan dink ek, sjoe, dit doen ek gewoonlik so bietjie aan die einde, maar ek dink die tyd is besig om uit te hardloop, en ons, soos wat jy groei in jou geestelike lewe, en dit wat jy doen profeties, en in die bediening wat jy in beweeg, want onthou, ons het gesê, jy is swanger met iets, en is jou seisoen, en die Here is besig om julle op te rig, elkeen in sy verskillende, op hulle verskillende grondgebied, en julle eie bediening, maar die Here is besig om met julle te hardloop. Nou, soos wat jy gaan groei, gaan daar in opstand kom, onthou, laasweek het ons gesê, mense moet nie kyk na jou ouderdom en hoe, en wat se autoriteit jy staan nie. As jy weet, God het jou geroep, dan weet jy, God het jou geroep. En hy kan jou roep, terwyl jy in die woestyn is, soos Moses. Okay? Hy het nie 'n bepaalde plek, waar hy jou roep nie. As die tyd aanbreek in jou seisoen, en God roep jou, dan moet jy net opdaag. Nou weet jy, jy's swanger, en jy vat die oproep van die Here, en jy sê vir hom, jy's reg om uit te beweeg in jou bediening. Maar nou gaan jy inbeweeg in 'n geestelike oorlogsvoering. Satan kom met sy demone, ons gaan dit hanteer, hy kom met sy misleidende gees, sy verleidende gees, hy kom met sy bedorwe gees, hy kom met sy, en hy begin jou mislei, en probeer jou aanval, hy wil jou nie net geestelik arm kom maak nie, maar hy wil jou finansiëel geestelik kom arm maak, hy wil jou in jou verhoudings geestelik arm kom maak, hy stel mense op wat naby jou is, om teen jou op te staan, om te sê, dit wat jy sê, en dit die opdrag wat jy by die Here gekry het, die bediening wat jy het, is dit ooit van God af, en is jy gemagtig om dit te kan doen, is jy bekwaam om dit te kan doen, want jy sien, in 'n bediening is daar groepies, mense vorm ons groepies, en as jy dan 'n ander bediening het, dan wil hulle jou nie aanvaar nie. Ek kry die mooiste gebeure en goed wat iemand vir my stuur, en weet jy, as ek dit so lees en goed, dan voel ek in die gees, wat se beweging die Here vir haar het. Wat se groot bediening het die Here vir haar, waar daar verlossing moet kom. Nou denk jy, Satan gaan toelaat, dat julle in julle bediening intree. Hy het julle al die jare gehad, op 'n grondgebied, waar julle gesit het en gedink het, I'm not good enough, my verlede is te sleg, ek moet nog eers groei, ek kan nie praat soos Sunny en bedien soos Hetty nie, en hy was happy daaroor, en nou begin julle groei, julle aanvaar waarmee julle swanger is, julle begin bely, Here, ek aanvaar wat U vir my gee, en julle begin dit vir die Here teruggee, en julle begin groei op julle grondgebied. En nou kom Satan met die geestelike oorlogvoering teen julle. En die Here sê, bekwaam my kinders, bekwaam hulle om te weet, dat dit nie meer 'n emosionele fight is nie, want kyk, ons vrouens kan mos so emosioneel fight met onsself. Hy sê, dit is nie meer 'n inner fight nie, dit beweeg uit, na dit om jou, en dis wat ek vanaand met julle gaan doen. So hierdie wat ek gaan doen is om julle te bemagtig eerste plek, en is om vir julle daai autoriteit te gee, om te weet en te herken,
ek moet begin om in die gees te veg en op te hou om in myself te veg en met die om my en met die omstandighede wat ek sien. Onthou wat ons gedoen het, ons het Hanna gedoen, ons het Esther gedoen, ons het Moses gedoen. As hulle net na hulle omstandighede, daar's kaarte vir hulle in hulle lewe uitgedeel wat hulle eintlik nie wou gehad het nie en wat hulle ook eintlik volgens ons nie verdien het nie. So baie keer van ons het ons met kaarte in ons hande wat uitgedeel is vir ons en ons voel so dat dit onregverdig is want dis nie eintlik waar ons wou gewees het, wat ons gedink het hoe ons gaan wees nie. Maar uit daai omstandighede is daar 'n hele nasie gedraai na wat toe? Na die plan en die wil van God. En ek gaan nou vanaand gaan ons sien wat die Here sê, kom terug in my wil, gaan lees my woord en kom terug waar ek jou wil hê. En dit gaan oor baie meer as wat jy voel en wat jy sien. Want jy sien die bose magte sien ons nie, maar ons ervaar dit in ons gesondheid, in ons verhoudings, in mense om ons waar ons bedien, waar jy graag weet God het jou voor geroep en waar jy moet gaan bedien, maar daar is kanting. Maar so jy moet vanaand kan verstaan dat dit geestelik is en dat ons moet regmaak vir die oorlog om te kan begin veg in die gees, want ons gaan, dit is so mooi wat ons gaan lees, dat dit uit troonkamer uit, gee die Here vir jou 'n bediening, maar hy sê ook vir jou, trek aan jou wapenrusting, kom in en meld aan by die konings van konings om in sy weermag uit te tree. Jy sien wat ons kom en ons meld aan by die kruis van God. Toe Jesus Christus aan die kruis gehang het, het hy gekom vir ons vir bevryding, vir bemagtiging, vir genesing, maar daar wag 'n verantwoordelikheid op ons om dit van daar af verder te vat. Om op te staan en te weet wie ons nou in Jesus Christus is en wat hy vir ons gedoen het en sê, Here, ek gaan nou verder. Ek vat my wapenrusting op, ek neem my swaard op en ek kom meld aan vir die oorlog en die Here vra vanaand, is jy reg om aan te meld vir hierdie oorlog? Of wil jy nog 'n rukkie gaan sit en dinge uitsorteer by jouself, tot jy dit reg voel en tot dinge vir jou reg lyk? Of gaan jy, soos Hanna en Esther en Moses, wat gesit het in omstandighede waar hulle nie wou gewees het nie, en van daar af het hulle net begin beweeg, en God het 'n hele rigting, 'n hele nasie verander en gebring by sy plan. En hy vra vanaand vir jou, is jy bereid met dit wat ek jou gegee het, waarmee jy swanger is jy bereid om dit verder te vat en aan te meld waarvoor ek jou geroep het? So kom ons kyk, wat sê ons aantekeninge? Die aantekeninge sê, is jy gereed vir die geveg? The battle plan, the spiritual warfare, the battle plan. Hy vra, is jy reg? Ek nou net gou kyk, het ek nou nie iemand mis wat wil inkom nie, ekskuus julle. Nou net nie om so dinge te maak, het julle net daai kant van my is. Daar sy. Goed. Dit is wat gebed is. Hierdie gaan nie oor die wapenrusting wat ons gaan bespreek nie. Dit gaan oor, hoekom het God dit vir ons gegee? Wat gaan buite ons grondgebied aan wat ons nie kan sien nie? Dit is wat gebed is. Die wagberade. Is jy reg vir die wagberade waar ons by ons hemelse bevelvoerder gaan aanmeld vir diens? Hy sê, glo jy het 'n bediening? Weet jy waarmee jy swanger is? Weet jy dat ek jou roep? En nou sê hy vir jou, kom meld aan. Vanaand sê hy vir jou, kom meld aan. En by hom die instruksies vir die nuwe dag kry. Geen weermag se soldate word uitgestuur sonder instruksies nie. Ons is in 'n oorlog met Satan en sy bose magte gewikkel. Soos wat ons weet wat in Efesiërs 6 mos nou vir ons staan. Ek nou net daar uitgaan. OK. Goed.
Ek sien ek het hierdie 2 keer ingesit, ek is jammer daaroor. So, hou hierdie waarheid in gedagte. Die vyand kom om dood te maak, te steel en te vernietig. Elke bose gees het dieselfde doel voor oë. Net soos wat jy by God aanmeld vir hierdie om te kom uitbeweeg as hy in die weermag, net so daag die demone op by Satan en hulle sê, meester, wat moet ons gaan doen? Hulle strategie en benaderings verskil. So elkeen het 'n verskillende doel. Daar's mense in die weermag wat verskillende strategies moet doen. Die Satan is strategeties. Sy weermag is uiters georganiseer en hy stuur spesifieke geeste om gelowiges te weerhou van hulle koninkryk doel. Die demone word aangestel deur Satan en daar spesifieke demone wat spesifieke Christene aanval in die autoriteit wat jy is. Daar's 'n rangorde. My gebed is dat jy 'n onderskeidingsvermoë sal ontwikkel. Dis hoekom dit belangrik is dat jy bid vir insig, wysheid en onderskeiding elke dag. In die lewens van jou geliefdes teenstaan te kan uitken en dat jy die nodige geestelike vaardighede sal ontwikkel om terug te veg. En om te veg, die swaard is die woord van God, om te weet wat om te bid, wanneer om te bid, wanneer om declarations te doen. Geestelike slawerny kan op baie maniere geopenbaar word, maar die goeie nuus is dat die oorwinning joune kan wees, want onthou, ons vat dit van die kruis af. Jesus Christus is gekruisig, en ons is geroep om wat te doen, om ons te bekeer, te laat doop, en dan om aan te meld. Wanneer ons met God gegewe gesag leef, kan ons doeltreffend oorlog voer en wen. En hierdie is ook belangrik, onthou, daar is nou rangorde in hierdie oorlogsvoering. En so jy moet weet wat is jou autoriteit. Goed. Stryd teen die bose. Die wêreld lê volgens 1 Johannes 5 vers 19 in die mag van die bose. Die Here sê dit vir ons. Jesus was ook deur Satan beproef. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 4 dat Satan die god van hierdie wêreld is wat die sinne van mense verblind. Die mense gaan mislei en verlei word, ons kan dit sien, hulle praat klomp nonsens en hulle dink dis reg. Hulle kan nie eens ordentlik redeneer mee nie. Hieruit behoort dit vir elkeen duidelik te wees, dat ons nie nou as konings in 'n vrederyk regeer nie, maar soldate van die kruis is, wat teen die vyand van God se koninkryk in 'n stryd gewikkel is. Toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, en jy neem Jesus Christus aan as jou saligmaker en verlosser, het jy saam met hom by die kruis begin, om te sê, ek daag op en ek gaan veg. En daarom is dit vir my, gisteraand sê ek vir Johan, dis die maand van Nisan, dis Pasga. En dan kom die LGB of LLBBTT of wie hulle ook al is, en hulle het ook hulle maand. Hulle het oor Paasnaweek het hulle parades. Hoekom? Dis nie toevallig nie. Dis 'n stryd in die gees wat gevoer moet word. Daar's 'n stryd, daar's 'n oorlog wat ons gaan moet begin veg en ons moet dit weet. Elke ware Christen wat deur die wedergeboorte van die leerskappy van Satan is in 'n geestelike stryd teen die mag van bose ontwikkel. Nie een Christen is van die stryd gevrywaar nie. Om hierin te kan oorwin, moet daar doelbewuste in die krag van die Here teen die bose weerstand gebied word. So met ander woorde, waarmee bied jy weerstand? Jou skuld. Kyk, hoe lyk jou skuld? Met hy krake in. Wanneer laas jy hom bietjie opgetel? En jy onthou, as jy daai wapenrusting aantrek, dit is 'n swaar wapenrusting. So jy moet oefen, jy moet fit word om daai wapenrusting te dra, om jou skuld hoog te hou. Jou arms gaan moeg word as jy dit nie baie doen nie. Eindelik, my broeders,
word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan. Dit is wat ons in Efesiërs 6 kan gaan lees. Die wapenrusting van God is standaard toerusting vir alle gelowiges om die goeie stryd van die geloof te kan stry. Weet jy hoeveel mense bid vir my, vra vir my, Sonja, ek voel of ek nie meer geloof het nie. En geloof roep jou in jou gees aan. Jy beveel, jy sê, geloof in my gees, in my sielsdimensie, staan op. En jy maak het sterk deur die woord van God. Hy sê, deur elke woord wat jy inneem, gaan lê in jou gees, mens. En dan op 'n dag roep jy woord op, en weet jy nie waar kom het vandaan nie, maar dis wat jy daar ingesit het, en dis wat jou sterk maak. Paulus verwys hier na die spesiale toerusting van slegs vir diegene bedoel is, wat met demoniese besetenis te doen het nie. Hy het die gewone alledaagse stryd van die gelowiges in gedagte. Dis nie net vir sekere tye wat jy jou wapenrusting moet aantrek nie. As jou klere in die oggend aantrek, dan sê jy, Here, ek trek my wapenrusting aan. As jy skoene aantrek, trek jy jou skoene van bereidwilligheid aan. En so trek jy jou elke dag aan. Die mense van daai tyd het nie met hulle wapenrusting gaan slaap nie. Was van huister gemaak. Hulle het dit uitgetrek. So, en ons trek ons wapenrusting in die gees uit, as ons in bitterheid verval, as ons in onsedelikheid verval, as ons val in twis en egskeidings en buiteegtelike verhoudings en verslawing en alle goed, dan trek jy jou wapenrusting uit. In die 5 hoedanighede kom Satan of een van sy trawante as. So hy stuur sy demone uit en hy sê, demone gaan, wees 'n teenstander, wees 'n verleier, wees 'n misleier, berower en aanklaer, gaan en vernietig die Christene. Op elke van hierdie 5 terreine moet ons die gedaante en werkwyse van die vyand duidelik kan identifiseer. En dis waar ons onderskeiding inkom. Dis waar jou gebed elke dag inkom, om te sê, Here, gee my 'n gees van onderskeiding en kennis en wysheid en insig om te weet hoe om te veg en wanneer om wat te bid. Hy kom as 'n teenstander en hierdie een is sy eerste optrede en dit slaan 'n mens baie keer plat. In die eerste en die belangrikste opsig van die stryd word die duiwel as die Christen se teenstander uitgestuur, wat ondergaan om skade op alle lewensterreine te soek. En hier kom dit ook in, as jy wil bedien en daar kom teenstand. Nou voel dit vir jou, jy wil nie meer bedien nie, want daar is teenstand daar waar jy wil bedien en jy voel God jou geroep het. Dis eerste wat hy doen, hy bied 'n teenstand. Net soos wat jy jou skuld optel om teenstand te bied teen Satan se aanslag, kom hy en as jou skuld nie reg is nie, dan word hy die skuld waarteen jy gaan veg. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in geloof. En daarom bid ek, as julle hoor ek bid, dan bid ek vir 'n standvastige gees. Here, gee vir hierdie vrouens vanaand 'n standvastige gees, standvastig in jou geloof, om te weet dat God sê, hy sal my nooit verlaat en nooit begewe nie. God sê, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. God sê, hy is die een wat die see oopgekloof het. God sê, jy is die kop en nie die stert nie. En dis wat ons in ons gees moet belê en waarmee ons moet veg. Hierdie posisie van konfrontasie is onvermydelik. Die duiwel is ons teenstander wat ons op allerlei wyse teenstaan en struikelblokke in ons weg werk. Werk wat nie wil deurkom nie, finansies wat nie wil deurkom nie, gesondheid wat nie wil deurkom nie, daai
huweliksmaat waarvoor jy bid, daai kontrak waarvoor jy wil bid, en dit kom net nie deur nie, dan sê jy, Here, maar is daar iets wat ek verkeerd gedoen het? Nee, bid teen die gees van teenstand. Hier sê die Here dit vir ons, die duiwel kom en hy kom bied teenstand, en daarom sê ons, Satan, jy sal niks verder mee steel nie, haal jou hande van my huwelik af, haal jou hande van my kontrak af waarvoor ek wag, my finansies, my huwelik. Ons moet begin veg in die gees. Ons moet nie ons oor vir sulke kontraksituasies sluit, deur dit weg te redeneer nie. Hier praat ons van kontraksituasies. Here, ek bid vanaand, elke kontrak wat my naam, of my huisgesin se naam, of my kinders se name op het, wat lê, wat Satan mee kan werk, vra ek nou dat U sal kom en dit kom verbrand, en deur U kosbare bloed, dit sal kom vernietig. Hoekom? Want ons begin by die kruis. Ons gaan staan by die kruis. Jesus Christus het gesterf vir ons. Daarom sê hy, ons verantwoordelikheid het by die kruis begin. Baie mense dryf probleme in die aard aan omstandighede, faktore of ander oorsake toe. En dis wat ek vanaand vir jou wil sê. Ek bid vanaand dat die Here julle geestelike oë sal oopmaak, dat julle die situasie sal raak sien, en dat julle in Jesus Christus sal kalm raak, en vrede sal ervaar, maar dat julle sal weet wat veroorsaak dit. Ons kyk in die omstandighede vas en sê, ja, dis nou maar so, want dit is die saak, en dis die oorsaak, en dis die oorsaak, en dis die oorsaak. Die Here beloof vir jou, in Deuteronomium 28, as jy aan my aanvaar, en my gebooie onderhou, sal die volgende met jou gebeur. Hoekom gebeur die ander gedeelte? Want dis wat hy vir ons sê. Die teenstander, Satan, is die teenstander, hy staan hierdie sake, wat eintlik na jou toe moet kom tee. En sien nie die aandeel van die vyand van hulle siele daarin raak nie, want ons is geestelik blind. Daar moet 'n ontwaking kom, dat ons kan weet, dat ek staan in die wil van God, en dit gaan oor meer, as wat ek ervaar, en wat ek sien. Sulke mense soek ook nie na geestelike oplossing vir hulle probleme nie. Hulle gaan soek dit by ander mense. Hulle gaan praat met almal, hulle kla, hulle gaan sit en huil, hulle soek dit op ander plekke, is wat God sê, staan hom net teen, want is die teenstanding van Satan wat dit veroorsaak. Hulle hoop maar vir die beste aanvaar, neerslaap van vandalistiese wyse, hulle is voorbaat verloder in die stryd, dan raak ons moedeloos. En glo vir my, ek was daar en ek was nou weer 'n rukkie daar gewees. Die intensiteit van Satan se teenstand ken geen perke nie. Geen perke nie. Hy gaan niks los van jou nie. Moenie dink hy gaan net by jou gesondheid stop, of jou huwelik, of jou kinders, of jou finansies, of jou bediening nie. Hy het geen perke nie, en hy sal enige een gebruik om dit te kan doen. Baie vorms van teenstand word in die oorlog aangewend om Christene moedeloos te maak van hulle planne in die diens van die Here af te sien. Dis die grootste ding. Dis wat ek vanaand vir jou wil sê. As jy voel, mense by die werk is teen jou omdat jy Christen is, of daar's mense wat teen jou bediening is, jy voel jy staan op en dan staan hulle teen jou op. Dis wat die Satan beplan teen jou. Sodat jy kan moedeloos raak, sodat jy kan ophou, sodat jy gaan sê, ek gaan nie meer verder nie. Dan het hy jou presies waar hy jou wil hê. En die Here sê, jy kan nie teruggaan waar jy vandaan kom nie. Goed, hieronder is konflik tussen gesinsgenote, vriende, kollegas, julle kan dit maar bietjie gaan lees. Die duiwel kan ook aanval op 'n mens se ekonomiese belange en materiële besittings doen. Het julle nie al agtergekom, sodra jy opstaan, dan breek jou yskas en dan jy kar se wielpap, dan gebeur dit, en dan is sodra jy dink dis oor, dan word pappa siek en dan is die kind siek en dan gaan bid teen hierdie teenstand. Gaan haal hy kontrakte met jou name af van die altaar af en sê, Jesus Christus het op die kruis gesterf vir my, vir verlossing, vir genesing, en daarom Satan,
staan ek jou nou teen. Jy het my nou genoeg teëgestaan. En ek haal daai kontrakte af met my kinders, my man, my finansies, sy name op, haal ek nou af van elke altaar af waarop jy reg het. En ek vra vir Jesus om dit uit te kanselleer deur sy kosbare bloed. Wat julle moet afgee op hom wat so 'n teespraak van die sonders teen hom verdraai, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle is nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Hebreërs 12 vers 3 tot 4. Hy sê ek het dit gedoen sodat julle nie vermoeid word en verslap nie. Dan kom hy as die verleier. En hy like hierdie ene. Want jy sien as hy jou nou weerstand gebied het in jou finansies en jou huwelik en al jou goed, dan kom die verleier. Dan raak die oortjies by die werk raak sag en die tannie in die kantoor raak vir pappa, hy kan nou sy hartjie uitpraat, want hier kom die verleier. Sien hoe werk Satan. En vrouens ook, ag die baas kan toch so mooi luister na my omstandighede. Dan kom die verleier. Satan is aktief besig om mense tot morele sondes te verlei. En jy hoef nie 'n verhouding te hê nie, jy kan 'n egbreek met emosionele verhoudings. Nee? Die vleeslike hartstogte en begeerlikhede van die ou natuur word vir hierdie doel uitgebuit. Deur sondige suggesties en die aanwakker van die sondige natuur word mense dade verlei. Hieronder is die volgende wat dan gebeur. Kan julle my nog hoor? Ok, daar is julle terug. Goed. So wat is hierdie gees van verleier? Wat moet jy aanspreek? Gees van onsedelikheid. Ok. So pappa en mamma slaap nou in verskillende kamers. Nou wat gaan pappa doen? Hy gaan nou op YouTube begin rondkyk. Ok. Hoeredery, oorspel. En oorspel en hoeredery is nie net fisies nie. Soos ek gesê het, dis emosioneel ook, nie? Troon, twis, wraak, eie waan, gierigheid, afguns, omkopery, leuns, gees van braasery, mense begin eet, moord, en dis nie net moord om iemand dood te maak nie. Ek wens daai ou het so baie geld, ek hoop sy kar word afgeskryf, sulke goed, dis moord vir daai ou se finansies. Dronkenskap, kan nie meer die stres hanteer nie. Hoogmoed, ek sal vir myself sorg, niemand gaan ooit na my kyk nie, ek sal dit self doen, daai eie self, roof, diefstal, valse getuienis, mense begin jok, hoekom? Want dan word, daar hy verlei, so met ander woorde, wat gebeur? Nee, ek het dit nie gedoen nie, nee, daar is niemand anderste nie, so die leuns kom in, valse getuienis, bedrog en hebsug kom in. Die oplossing teen sondes van vleeslike verleiding is waaksaamheid, selfbeheersing en gebed. Okay. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Want dis wat Satan wil doen. Hy wil jou so neerslagtig en goed maak, dat jou gees al hoe swakker word. Ek is nie vanaand lus om Bybel te lees nie, ek is kwaad. Jy weet, dan begin 'n mens, ek gaan nie meer bedien nie, want hierdie mense wil nie hê ek moet bedien nie. Ons moet met groot vrymoedigheid en gebed na genade troon nader, want die Here Jesus is die oorwinnaar wat meer as bereid is om ons te help om die stryd teen versoekings te kan oorwin. Hy weet wat versoekings is en deur sy krag en autoriteit kan dit oorwin word. Goed, so daar is Hebreërs 2 van die versoeking. Daar is Hebreërs 4, daar is 'n bietjie skrif wat jy kan gelees. En dan sê hy, ons word ook telkens vermaan om onsself te verloon en die ou natuur te kruisig. Dit het ek al aan die begin van die profetiese skool vir julle gesê. Om profeties te beweeg, is om jou sondes te bely. Okay. Dis 'n ding wat ons nie kan nalat nie.
jou hande moet skoon wees. En baie keer is dit moeilik. En ek is eerlik met julle, ek steek nie vir julle iets weg, maar ek kan julle niks meer gee wat ek deur is nie. Ek sê nou gisteraand vir Veronica, as daar iets nie lekker is nie, dan sê ek vir Veronica, ek kan nie nou bedien nie. Ek is nie op 'n goeie plek nie, ek is kwaad, of ek voel nie goed nie, my gees is nie reg nie. En dis baie belangrik. Want jy sien, dan het ek 'n saak om by die Here uit te klaar. Voor ek saam met iemand kan sit en kan bedien. En 'n mens moet daai gees hê en volwassenheid hê om te sê ek kan nie nou bedien nie. Okay. So ons moet belydenis doen. Dan kom die misleier in. Nou die misleidende gees, onthou verleiding, dink aan 'n Jezebel gees en iemand wat dans met, weet dis 'n verleiding. Okay? Misleiding kom in die godsdienst voort. Met ander woorde, die kerke. So jy gaan in 'n kerk sit en jy gaan onmiddellik voel, maar iets is nie reg nie. Die Heilige Gees werk nie. Hulle is godsdienstig en daar seker goed wat in die kerk toegelaat word, wat jy weet nie in die kerk toegelaat kan word nie. Okay. So julle moet sensitief raak vir hierdie geeste. Dis hoekom ek dit nou vanaand vir julle gee. Want om in 'n battle te doen, hierdie is jou instruksies. Hierdie is om te sê, okay julle ouens, dis die vyand, kyk uit vir hierdie volgende range, kyk uit na die volgende geeste wat besig is om te werk. Want hoe gaan jy weet waarteen moet jy veg, as jy nie weet wat se geeste word uitgestuur om mense aan te val nie. So nou kry jy die verleiding. So hy kom en daar's 'n verdere gedaante waarin Satan teen gelowiges veg, en die is van die misleier. Dit het met die godsdienstige misleiding en bedrog te doen. Mense begin rondval, geestelik, soos daai iemand in jou familie is, wat nou na snaakse kerke toe gaan en sulke goed. Moenie hulle aanval nie. Hulle gaan nie na jou luister nie, want hierdie gees is baie sterk. Begin teen hierdie gees bid. Bid in jou familielid se gees in en sê, ek praat nou met jou geesmens, jy sal opstaan in die waarheid van God, jy sal luister na die woord van God, jy sal opstaan in geloof, en daar's nou 'n kerk wat 'n baie snaakse beweging is, wat sê, daar is net, jy kan net op een manier, moet bely word, dat Jesus Christus die saligmaker en verlosser is. Ek roep jou in die gees terug na God toe. So begin in die gees veg en nie met die persoon nie. Want as gevolg van hierdie misleidende gees, raak jy godsdienstige gees so sterk, jy gaan nie daai persoon beweeg kan kry nie. Jy gaan net meer skade doen. So dan bid jy teen die gees van misleiding. Okay. Hy byt mense se onkunde uit en is allerlei godsdienstige leuns aan hulle op om hulle op 'n dwaalspoor te bring. So wat 'n ander gees bid jy teen? Gees van leuns. Okay? As jy 'n gees van leuns, ek bind jou oor hierdie persoon nou die naam van Jesus Christus. Hy sal die waarheid begin volg. Heilige Gees, u sê, u sal uitgaan en hulle nader trek aan God, en ek bid dit, dat die woord van God en dat die gees van God daai persoon sal begin nader trek. En mense wat onder die misleiding gees val, is mense wat nie sterk in God staan nie, wat sukkel met minderwaardigheid en trauma en goed, en hulle wil nie hulp hê nie, dan val hulle baie onder hierdie misleidende gees. Okay. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang in 1 Timoteus. Okay. Verval van hierdie aard is aan die orde van die dag in die Christelike kerke. Julle kan maar net gaan kyk wat daar aangaan. Goed. In die eindtyd sal die gees van dwaling besonder aktief wees om die mensdom te mislei na die antichrist en sy valse profete te vereer en te aanbid.
Okay. So daar is seker goed wat hulle nou begin uit die Bybel uithaal. Hulle sê dit bestaan nie, hierdie is nie bedoel vir ons nie, en al daai goed. So hulle aanvaar nie meer God se woord nie. Daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike kettery heimlik sal invoer, maar dit kan julle gaan lees. So julle kan, nou is dit die volgende gees wat julle moet voorsensitief raak. Verderflike kettery word in baie van die vooraanstaande universiteite, se teologiese fakulteite ingevoer. Julle kan nie glo wat daar inkom nou nie. Word predikante in hulle studiejare al bedrieg en mislei. Dit is vandag algemeen dat Jesus 'n maagdelike geboorte en godheid, sy opstanding uit die dode en die belofte van sy persoonlike wederkoms, as ook die goddelike inspirasie van die Bybel, openlik en blaatant deur 'n groot aantal teoloë ontken word. Okay. 'n ander leen wat toenemende gehoor word, is dat alle godsdienste dieselfde God aanbid. En dis vir dieselfde wêreld 'n Messias wag. Okay. Die grondgebied, hoe kan ek sê, die skaakspel begin nou in plek val, in te skuif. En ek dink dis hoekom die Here vir my op my hart gelê het om vir julle hierdie te gee, om te sê, dis nou tyd. Dis nou tyd. 'n gebrek aan kennis, dis hoekom ek sê, jou belangrikste gebed elke dag is, Here gee my onderskeiding, insig, wysheid, kennis en onderskeiding. Goed, die eindtydse vormmatige dienstige is deur Satan verblind en deur hulle eie doen na onkunde te stryd teen godsdienstige bedrog en leuns te verloor. So julle gaan sien, hulle gaan redenasies voer wat jy, hoe dieper jy in God se woord gaan in 'n gees van standvastigheid en goed kry, kan sê, maar kan hulle nie dink nie. Ek dink baie in ons gesprekke sê ons, ek kan nie dink dat die mense nie kan dink nie, waarmee is hulle besig? Hoe kan hulle dit regverdig? Maar is hierdie misleidende gees wat baie gaan begin manifesteer in ons eindtyd. Goed, dan kom hy as 'n berower. Nou het hy die mense verlei, hy het misleiding ingebring, gees van leuen het ingekom, nou kom beroof hy. Nou kom beroof hy jou finansies, jou gesondheid, jou huwelik, begin hy beroof. Een van die belangrikste strategie van Satan is om Christene te beroof. Hy wil hulle geestelik en materiaal verarm. In plaas daarvan dat mense geestelik groei en aangaan met die Here, wil hy hulle verbitter, hy wil hulle moedeloos maak en hy wil hulle laat terugval. Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Moenie laat bitterheid 'n plek in jou hart vat nie, vergewe. Daar is nie meer tyd om nie te kan vergewe nie. As die duiwel 'n mens van jou sielerus beroof en jou geloof verswak, raak jy verbitter teen jou omstandighede, jou huwelik, dit waarmee die Here jou seën elke dag. Hy beroof jou van jou slaap, hy beroof jou van jou joy. So daar het ek vir julle nou 'n klomp skrif gegee, ek gaan dit nie alles lees nie. Behalwe die geestelike skade wat die berower mens kan aandoen, is hy ook daarop uit om van jou geld, besittings en gesondheid te beroof. Net soos ek jou gesê het, ek loop bietjie vooruit, ekskuus. Die duiwel is inderdaad 'n dief wat kom om inbreuk te maak en te steel. En daarom sê julle hoor, as ek vir julle bid, dan eis ek terug. Daar's nou genoeg by jou gesteel, want wat sê die Here? Hy kom en hy roof en besteel, en jy kan dit terug eis van die vyand af. Dan eis jy dit van hom terug, as jy, ek eis terug wat jy van my gesteel het, 7x7 keer, en jy sal dit teruggee in die naam van Jesus Christus. Is jy waaksaam genoeg teen die luster en strategie en verborge planne van die berower? Besef jy wat 'n groot skade jy jouself en ander kan aandoen,
deur nie 'n lewe van waaksaamheid en nougesetheid te leef nie. As jy permissief begin leef en aan agterdeur of venster vir 'n berower oopplaat, dit is mense wat die Here wil dien en met die ander voet staan hulle en hulle doen ander goed en hulle dink niemand weet daarvan nie. En hulle dink hulle kan môre maar weer vir die Here verskoning vra daaroor. Die Here sê, moet jouself nie mislei nie met moeswillige sondes nie. So as jy weet 'n ding is verkeerd, kan jy nie omdraai en 'n doen en vergifnis vra en 'n doen en vergifnis vra en 'n doen en vergifnis vra nie. Die Here sê, moet jouself nie mislei nie. Die aanklaer, julle, hierdie laaitjie. En ek sukkel partykeer met hierdie aanklaer. Vernaam, as ek dink aan die verlede of wat ook al, dan kan ek myself treiter oor besluite wat ek geneem het. Dan sit ek in beradingssessies, dan sê die vrouens vir my, ek kan myself nie vergewe nie. Dan dink ek, sussie, jy verstaan nie. Dis die moeilikste gedeelte van alles. Is om op 'n punt te kom en te sê, ek vat van die kruis af. Was my so mooi, die Here vanmiddag my sê, dit begin by die kruis. Jou roeping begin by jou naam is jou al gegee en is jou vooruit. Nog voordat jy gebore is, het ek presies geweet wie jy gaan wees, wat jy gaan wees. Jou naam het jou vooruit geloop. Hy sê, maar ek moes my seun stuur om gekruisig te word, dat jy kan in bevryding, dat jy in oorwinning kan opstaan en my weer nog kom join en kom sê, ek stap saam met u nou in hierdie geveg in. Maar dan kom hy die aanklaer. Kyk, as niks verder werk nie, dan kom hierdie aanklaer. In 'n belangrike opsig tree Satan ook aan as 'n aanklaer in die geestelike oorlog wat hy teen Christene voer. In die eerste plek kla hy hulle by die troon van God aan. Onthou het gesê, hy het geveg oor Moses ook. Hy kom aankla. Hy het gesê, maar Moses het daar en daar gedoen. En omdat hy het nog nie bely nie, want God het hom kom haal. Hy's 'n aanklaer. Hy gaan na die troon van God en hy gaan kla jou aan. En sal dit hê tot in die middel van die verdrukking, wanneer hy finaal neergewerp sal word. Die aanklaer van ons broeders is neergewerp by wat hulle aanklaar voor ons God dag en nag. Wat hierdie aanklagte betref, gee die Bybel aan ons die volgende versekering. En dis wat ek vanaand vir by jou wil los. As hy jou kom aankla, staan op God se woord. Tel op jou skuld. Tel op jou swaard wat God se woord is. En sê vir hom, in 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 sê hy, ons het 'n voorspraak by die Vader Jesus Christus, die regverdige, en hy is in versoening vir ons sondes. Wanneer by die kruis begin. Ons moet natuurlik sorg dra dat ons in die lig wandel. Dis wat ek vir jou sê. Jy kan nie hierdie doen en dink niemand weet daarvan nie. Die Here sê jy moet in die lig wandel en alle sondes wat ons gedoen het onmiddellik bely. As mense wat sê as jy een keer bely het, het jy bely. Jy moet elke dag jou sondes bely. Elke dag word ons kwaad. Elke dag is ek moedeloos. Elke dag is ek baie keer nie tevrede met hoe ek lyk nie. Elke dag is ek nie tevrede met die hittegloere wat ek kry nie. Daar's ander goed wat ek sê, Here, ek sal nou dit gelaaik hê. Jy kom nooit terug op die punt om te sê, Here, maar baie dankie dat ek vanoggend wakker kon word nie. Dankie dat U my kinders beskerm het. Geen persoon het my gisteraand gebel en gesê, hoor jou kind lê hier onder 'n kar nie. Dankie Here dat niemand ingebreek het nie. Dankie Here vir 'n koppie koffie as ek wakker word. Ons vergeet die klein dingetjies. Hy sê kom begin wandel in die lig. En hoe doen ons dit? Onmiddellike belydenis. Daardeur word Satan geweer van enige invloedsfeer ontneem wat hy in jou lewe verkry het. Is daar 'n sondes wat jy nie bely het nie? Dan het hy reg op daai grondgebied. En dan gaan jy wonder, hoekom dra jou gebed nie krag nie? Gaan 2 tree terug
En gaan dink, wat se sonde het ek nog nie bely nie? Wie het ek nog nie vergewe nie? In die tweede plek kla Satan die Christene ook by die ongeredde wêreld aan, waarna Paulus as 'n teenwoordige bose wêreld verwys. Hier word ons gehaat en vervolg. Het mense al valse klagte by jou werk teen jou ingebring, of selfs in jou huwelik, wat jy beskuldig is van goed, of wat ook al, wat nie in jou hart is nie. Jesus het gesê, die wêreld sal julle verdrukking hê. Dit is die gevolg van Satan se aanklagte teen die kinders van God. Die doel hiermee is om die Christene in ongunst te bring. Nou, ek wil vir jou sê, hierdie is ook vir mense in jou familie. As jou hande skoon is en jy weet jy het bely, jy gaan elke dag sondes doen, ons is nog op die aarde, nie van ons het nog arrive nie. Maar hierdie kan jy bid vir 'n kind wat sukkel om homself te vergewe oor goed wat hy gedoen het of sy. Wat regtig sukkel, wat in depressie val, kan jy hierdie bid en sê, Here, ek kom staan by u kruis en ek beweeg van die kruis af, waaraf my verlossing en genesing is en bevryding is, tree ek nou vir my kind in. Ek bring haar tot by hierdie kruis en ek sê, staan op in die naam van Jesus Christus. Kom in die wil van Jesus Christus. Haal die aanklagkleed af. Haal hy boemelaarskleed af. Want wat doen hy valse laste? Dis het 'n boemelaarskleed op jou. Haal hy gees van verslawing af. Dit hoef nie aan kos of drank of pornograaf iets te wees nie, maar is 'n gees van verslawing, van swaarmoedigheid wat jy dra, van onvergewe gesindheid, van kastyning wat jy dra, wat jou so moeg maak. Jy moet 'n broeder wat in een of ander opsig struikel reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let. Ons moet 'n gees van sagmoedigheid hê. Ek het gister 'n vroutjie in die winkel gehad. My hart is, wat ek vir die Here gegee het, asof ek soek 'n winkel waar vrouens inkom met 'n stoel, waar ek vrouens kan bedien, wat stikkend is. En gister kom daar 'n vroutjie en sy koop, en sy praat met haar dogtertjie en hulle koop en goed. En ek sê vir haar, ja, weet jy wat, ek gaan vir haar hierdie teen 'n spesiale prys gee, en haar dogtertjie is autisties. En dis my hart. Ek soek 'n plek vir vrouens wat kan kom sit en koffie drink met so 'n kindjie. En sy kom in die winkel in, en ons praat so, ek hou toe vir die dogtertjie, iemand het vir my juwele gestuur, maar vernaam sulke silwer hangertjies, en sy het 'n briefie geskryf, ja, jy sal weet wat om daarmee te maak, en dit het lank in my kas gelê, en ek sê vir die dogtertjie, kies vir jou 'n necklace wat saam met hierdie mooi kleertjies van jou gaan, en hier begin daai vrou huil. En sy sê vir my, ek het so nodig vandag gehad, dat iemand net aan ons liefde bewys. Sy sê, is jy 'n engel uit die hemel uit, of het die Here jou vandag hier geplaas? En weet julle wat, daad ek besef, dat ek op die plek is, wat God my wil hê, en wat ek met hom so oor gehuil en gepraat het. En vandag bid ek sê, Here, ek moet 'n plekkie kry waar die vrouens kan kom sit. Ek het nie regtig in my winkeltjie 'n plek nie. En Riet kom, en sy sê, Sonja, kan ek 'n tafeltjie by hierdie bankie by jou winkel sit? Ek sê vir haar, dit sal reg wees, en die volgende woorde raak my. En sy sê vir my, Sonja, want ek voel jy moet 'n plekkie hê as vrouens hier by jou wil kom sit en gesels en 'n koppie koffie drink. Jy sien, as jy in God se wil is, en jou hande is nie toe nie, en jy bly in God se wil en jy bly in sy opdrag, al dink ander mense, dis stupid om dit nou so te sê.
en jy druk vorentoe wat God in jou gees geplant het, sodat ek vir jou gesê het, waarmee is jy swanger? Waarmee is jy swanger? Dan bring God als in plek, met 'n tafeltjie, met blommetjies op, waar vrouens by my kan kom sit. En daarom wil ek vanaand vir julle sê, staan op waarmee jy swanger is. Jy is geroep, maar jy gaan begin veg in die gees. In die 4de plek klaar die duiwel Christene ook by hulle self aan. Daai gedagtes wat jy oor jouself het. Hierdeur poog hy om julle aan die skuldkompleks te laat lei. Want jy sien, van daar af kom daar weer daai vrees, gaan ek nie weer misluk nie. Daar kom weer daai inner wels van, ek sal dit nooit weer doen nie, ek dink, dan kom al daai goed wat God vir jou, wat hy kom bevry het by die kruis vir jou. Wil Satan weer vir jou inbring. Hy kla hulle nie net oor hulle onlangse sondes aan nie, maar ook oor dit wat lang gelede gedoen en reeds volkome vergewe is. En daarom het die Here vir my gesê, Sonja, dit begin by die kruis. Alhoewel jou naam vooruit gegaan het, toe hy jou geskape het, nog voordat jy in jou moeder se moederskoot geweef het jou naam klaar jou vooruit gegaan. Maar in die gees, waar jy tot in 'n omswaai kom, het dit by die kruis begin. Ontstaan in die maand van Nisan. Gaan jy hassies en paaseiers hê? Of gaan jy 'n kruis hê met 'n doringkrans? Dan gaan jy daarop staan en dit uitbring in die wêreld. Op hierdie manier takel Satan die vertroue en geloof van 'n persoon af en vestig 'n minderwaardigheidskompleks by hom. En dis waar jy volgende wil hê. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie vrou genoeg nie. Ek kan nie in 'n bediening staan nie. Hoe gaan ek dit doen? En die Here sê, ek het jou vooruit gegaan. Dit begin by die kruis en ek roep jou vanuit die troonkamer en ek vra vir jou, kom meld aan. Ek het nou bevestig met jou, glo jy het 'n bediening. Waarmee is jy swanger? Jy is geroep. En ek sê vanaand jou, kom veg saam met my. Ons moet die dinge wat agter is vergeet. Die geloofsoog op die oorwinnaar, Jesus Christus vestig hou, en met volharding en wedloop loop, wat voor ons lê, ten spyte van die kaarte wat vir jou uitgedeel is, nie? Terwyl ons alle laste af lê, en die sonde wat ons so maklik omring, dit is die pad van oorwinning. Dan het ek hier vir julle ekstra aantekeninge gegee, die oorwinning oor bose gedagtes. Hoe kan ek hierdie ding oorwin, waarmee ek so struikel? En haar skrif, verkeerde gedagtes is dikwels die oorsprong van sonde in 'n mens se lewe, daai bitterheid, daai onvergewe gesindheid, daai innerwels wat ons maak. En ek wil vanaand net vir julle sê, staan op in geloof en vertrou die Here dat hy jou geroep het. Maar net gaga hier afgaan. En dan die oorwinning lê in die gebed. Dalk het julle gesê hierdie jaar wil hy julle vat in sy teenwoordigheid. En elkeen, soos wat ons nou deur die jaar gaan, elke keer gaan hy vir ons op 'n ander manier wys hoe om sy teenwoordigheid in te gaan. Hy sê nog 'n magtige geestelike wapen wat die Here aan ons gegee het is gebed. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Gebed werk saam met geloof. Hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voorgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Jakobus 1 vers 6-7. As jy twyfel,
Moenie dink jy gaan iets van die Here ontvang nie. Om oorwinnende gebed te kan bid, moet ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloof versekerheid. Die hart het deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Hebreërs 10 vers 22. Ons moet dus rein en heilig lewe. Ons moet ook in die Bybel vasstel wat die wil van die Here en ooreenstemming is daarmee. Nou het ek julle nog aantekening gegee, so julle kan dit gaan lees as julle tyd het. Ek nou net eers nou gou hier oopmaak dat ek julle gesiggies kan sien. Daar sê. So dit is nou die stuk oor is jy reg vir hierdie oorlogvoering. So ek gaan net die YouTube kykers gaan ek groet en mag julle geseënde aand hê en my nommer sal aan die onderkant verskyn as julle my wil kontak en onthou net julle is geseëndes van die Here. Totsiens.